Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future. Dit is tyd vir volgende krantbesprekings en Jana Marx sluit volgende by ons aan. Goeiemôre Jana. Goeiemôre. Jana, die groot vraag volgende is: wie is die werklike BTW helde? Dis 'n groot vraag wat ek ook sukkel om te antwoord. So die groot nuus gister was dat die minister van Finansies, Enoch Godongwana, het aangekondig dat die BTW nie meer in werking gaan tree op 1 Mei nie. So jy vir die res van ons verbruikers, maar nie voordat die partye 'n bietjie politieke kapitaal bymekaar gemaak het nie. So die kleiner partye in die regering van Nasionale Eenheid sê die DA was die speek in die wiel vir die begroting. Hy sy gewig wou rondgooi en die begroting wou gijslaar hou met die BTW. En die ANC meen nie, en ander klein partye ook, dat die DA lid van die RNE en die oppositieparty, die amptelike opposisie kan wees nie. Zongezi Zibi, hy is die leier van Rise Mzansi, hy maak die punt dat skulddienskoste met 30 miljard tot 35 miljard toegeneem het in hierdie tyd wat daar beklei is oor BTW. Helen Zille sê natuurlik is danksy die DA se interdik, hulle was mos hof toe. Die DA en die ANC het nou ingestem om buite die hof te skik oor hierdie kwessie. En sy het ook sommer gesê, jy weet, op 'n vraag van die media, gaan die DA nou die RNE verlaat, want dit is nou wat die kleiner partye vra of oorwonder. Sy het net gesê nee, sy dink die DA gaan nie nou al sommer net loop nie. So ek wonder nou nogal wat daar gaan uitkom. Net vinnig oor wat nou vorentoe gebeur. So hierdie besluit is nou nog nie finaal nie. Daar moet nou nog eers 'n paar goeders gebeur. Of die parlement moet die besluit bekragtig, of 'n hof moet dit redelik dringend stop. Ons besef dit is nou al 25ste April, hulle het 5 dae basies om dit te doen. Een van hierdie dinge moet gebeur, anders gaan die BTW op 1 Mei voort, en daar gaan daar natuurlik nou weer groot moeilikheid wees of probleme wees om daai BTW weer terug te betaal aan verbruikers en so aan. En dan selfs van die maatskappye met wie ons gepraat het, of ek is by Business Day, met wie ek gepraat het, wat gesê het dat hulle, jy weet, daar mag ook nog foute insluip. Jy gaan dalk sien dat daar wel BTW gehef is van jou gaan moet terugbetaal word. Maar die vinnigste proses op hierdie stadium is die hof het moet stop. Ons weet almal hoe lank vat as die parlement enigiets moet doen. So om nou die proses so gou as moontlik deur te kry, laat die hof dit stop en dan kan die parlement se proses sy gang gaan. En ek dink die groot, soos sê, $1 million question, miljoen letterlik, is waar gaan die 75 miljard vandaan kom? Want dis die gaping wat die BTW sou toegestop het in die begroting. Daar's 'n paar opsies. Op hierdie stadium sê ekonome of hulle voel nie noodwendig dat daar aan groot goed gepeter gaan word, soos aan die staatsentiteite of so nie. Kyk, dan moet aan besteding gesny word. Daar's nie eintlik baie ander plek as 'n besteding te sny nie. Maar ekonome is ook bekommerd, want hulle weet wat hulle sê in hierdie kort tyd, daar's seker nou 'n week waarin hierdie groot besluite gemaak gaan moet word. En weet die regering mag dalk nou noop om vinnig aan goed te sny wat maklik is om aan te sny. En ongelukkig is daai goed dan gewoonlik jou onderwys of jou gesondheidsorg of jy weet, maatskaplike dienste. So ek weet nie waar daai geld gaan vandaan kom nie. Almal kan maar net spekuleer, maar ons weet net dat sal baie vinnige plan beraam moet word en daar is maar kommer oor waar hierdie geld vandaan gaan kom. Die hele RNE probleem met wie het nou wat gedoen oor die begroting. Ons moenie eintlik daaroor verbaas wees nie. Dat daar nou 'n skeur in die RNE 'n moontlike skeur is of struwelinge is nie. Almal het geweet op 'n stadium gaan die regering op 'n punt kom waar hulle nie meer op hulle eie kan funksioneer as 'n ANC-regering, waar hulle wel saam met ander partye moet werk. En as daar dan begin praat word oor wat jy met die geld in jou beursie doen, nie waar die geld vandaan kom nie, maar wat jy met daai geld vir jouself moet doen, dat die regerende party dan hulle rug sal styf maak. So hierdie situasie eintlik moet ons al sien as dis 'n politieke punteskorery weerskante op hierdie stadium. Ek wil van wanneer af is dit nou iemand wat kla oor 'n 0,5% BTW-verhoging se skuld, laat die vorige regering wat soveel skuld aangegaan het nou meer moet betaal vir hulle skuld, en nou is dit die party wat die BTW gestop het se skuld dat hulle meer moet betaal. Mense het wonder wie daai skuld aangegaan aanvanklik. Mense het wonder waarvoor is daai geld gebruik, waarvoor daar skuld gemaak word. En soos jy sê, die maklikste ding om nou te sny as dit kom by onkoste is jou begroting vir opvoeding. En dis die laaste plek waar jy nou sny. Waar jy nou sny is lieksede, maar mense weet dat die mense in gemagsposisies nie laat sny in hulle lieksede nie.
Ja, en ek dink wat my bekommerd maak is die DA, soos ek sê, die bargaining power wat hy nog gehad het, is dat die ANC onnodig het om besluite deur te trek. Ja. Ek dink hierdie begroting het die ANC geleer, hy het die DA nie nodig nie. Hy het genoeg kleiner partytjies wat bereid is om saam met hom te stem oor dinge. So dit plaas die DA eintlik in 'n moeilike situasie, want hoe gaan hulle nou, waar gaan hulle nou daai sê die van die hand kry? Die magsposisie het amper nou geskuif. Hulle sien daar is 'n moontlikheid Presies. om sonder die DA oor die weg te kom, maar nou sit 'n bietjie in wonder. Indien dit wel gebeur, wat gebeur met die ministers? Die DA ministers in hulle poste, gaan hulle ook verskuif word dan? Dit gaan moontlik gebeur, ja. Hulle gaan waarskynlik weer daaroor moet stem. Van binne af natuurlik. So nee, dit is beslis. Kyk, mens weet natuurlik hulle het sekere posisies toegeken omdat daai party deel is van die RNE. As die party nie meer daar is nie, is daar geen rede waarom daai posisies nog deur daai party gevul moet word nie. En veral ook as nuwe outjies, kleiner outjies aan boord kom, kleiner partye aan boord kom, dan gaan daar waarskynlik beding word om hulle mense in daai poste te verkies. Hey Jana, Trump en die president praat uiteindelik. Uiteindelik. Dit het gister gebeur wat Amerikaanse president Donald Trump en ons eie president uiteindelik oor die telefoon gepraat het. Dit klink vir my so vreemd om te sê, weet jy, telefoon op. Hi Donald, hoe gaan dit? Dis die eerste gesprek wat die presidente met mekaar het sedert Trump se inhuldiging. Dit het toevallig ook plaasgevind op die dag wat die Oekraïense president Vladimir Zelensky, tongknoper, 'n staatsbesoek aan Suid-Afrika gedoen het. Dis nie noodwendig, jy weet die rede nie, dit het maar net so saamgeval. Almal aan ons kant is dit eens, die oproep is goeie nuus en hierdie momentum moet volgehou word en waar die partye nou net met mekaar beklei het, sê DA se John Steenhuisen, weet hy is baie dankbaar en hy dink dis 'n baie goeie ding en hy het Ramaphosa geloof dat hy so dapper is om Zelensky na Suid-Afrika toe te genooi het, want ons weet Suid-Afrika op papier vry maar baie na Rusland. En dit is 'n manier vir ons om te wys, of ook vir Amerika te wys, luister, ons is onpartydig in hierdie oorlog. Jana, die voormalige president is terug in die hof. Dis 22 jaar later en oud-president Jacob Zuma probeer steeds die saak van bedrog in verband met die wapens teen hom laat vaar. Hy en Thales, dis die wapenvervaardiger wat saam met hom aangekla word van dieselfde 18 klagte van korrupsie en so, was gister in die hof en Zuma het aangevoer, sleutelgetuies in sy saak is dood. So getuies wat hy sou roep is dood en daarom sal hy nie regverdige verhoor kan hê nie. Die saak sloer nou al 22 jaar, die staat stem egter nie saam nie, hulle voel nie hulle saak is noodwendig kom in gedrang weens die dood van hierdie twee getuies nie. Hulle byvoorbeeld praat van om vir Schabir Shaik te roep. Ons weet, hierdie absolute mediese wonder was die raadgewer van die voormalige president. So, nee, die staat is nie bekommerd daaroor nie, maar dit is 22 jaar later, die saak is weer eens uitgestel. En dan vra ek net, met trane in my oë, kan niemand net vorentoe kom en sê, luister, hierdie is nou genoeg. Ons het nou genoeg, dit is wyd bekend, dat Zuma wel besig is met die Stalingrad aksie, dit wat soos Billy Downer ook gesê het, die advokaat wat hom aankla, en dis klaar gesê, dis daar buite, waarom kan niemand net sê, ons stop hierdie, ons hou op om die regsproses te misbruik, ons hou op om baie kostes op hierdie hofsaak te spandeer, en ons gaan net voort met vervolging. Ja, dis verdergaand om te dink 22 jaar en hier sit ons nog steeds sonder enige antwoorde. Mens wil, ek stem saam, mens wil net hê dit moet nou tot 'n einde kom. Iemand moet nou vervolg word en dit by die einde wees. Jana, dan Louis bel eksklusief uit die tronk. Louis het, ek weet nie, vriende nodig in hierdie stadium. Hy bel toe vir Netwerk 24 se joernalis om sy lot te bekla. Hy is op die oomblik in Gossie Mampuru, is 'n C-Max, die hoogste sekuriteitsafdeling. Hy kla, hy sê die omstandighede is baie sleg. Hy sê sy vertrouelinge besteel hom. Hy vertel hy het 40 kg gewig verloor. Ek dink as mens die foto's sien, kan mens sien hy lyk baie uitgeteer. Hy het byvoorbeeld geen kontak ook met sy vrou nie wat ook aangekla word van dieselfde goeters. En hy skryf aan die joernalis en is my naamgenoot daar by Netwerk. Hy sê hierdie is my stryd op die oomblik, Jana, omdat ek nie kan kommunikeer nie. Dis hoekom ek besluit het ek bel vir jou. Al skryf jy wat ook al want ek moet vir jou sê wat aangaan. En dan sê hy die ouens wat veronderstel is om hom te beskerm, kyk nie na hom nie en dit gaan met hom baie swaar en hy praat byna onsamehangend en hy sê die enigste een wat hom besoek het nou al is ene Jacob Zuma. En dat Zuma ook aangebied het om van sy regskoste te betaal.
Dis interessant. Ek sien hy het gekla oor die kos in die tronk en net boontjies. net boontjies en Pieter Groenewald het gesê maar jy's nie in 'n hotel nie, jy's daar omdat jy gestraf is. Ja, kyk, so 'n ding wat ek nog op baie keer wil sê, ek kan nie regtig sê nie, maar jy wil dit sê vir mense waar jy stories skryf ook wat nou klaar dat jy nou hulle slegte storie in die groot klok hang. Jy weet as jy nie wil hê die media moet skryf oor jou nie, oor nonsens wat jy aangevang het nie, moenie nonsens aanvang nie. So ek dink dit is wat ek jy weet vir Louisa wou sê, jy weet as jy nie daai tipe boontjies wil eet nie, dan moet jy dalk na bewering nie goed gedoen het wat jou in daai posisie geplaas het nie. Ek sien hy sê ook daar is diep teleurgesteld onder andere in Karl Neas, want hy het Karl Neas onderhou met 'n woonstel en dies meer en Karl het nog nie eens dankie gesê of hom besoek nie. Of hom kom kuier nie. Of ja, en hy sê hy's ook diep teleurgesteld in Paul Mashatile. Want hy het vir hom 'n diamant geskenk vir sy vrou en toe hy vir Paul vra om die diamant terug te gee, het Paul nou nie positief reageer nie. Ja, kyk, ek weet hy het ook vir baie van sy beleggers gevra om geldjies wat hulle gemaak het, uit sy vermeende Ponzi skema om vir hom 5% daarvan te skenk vir sy regskoste en niemand het regtig belang gestel nie. Jana, dan oor na Harry en Meghan wat 'n verskil probeer maak. Ja, hulle wil hê daar moet meer gedoen word vir kinders se veiligheid op die internet. Dit was tydens die inhuldiging van 'n gedenksteen in New York gister wat juis gegaan het oor kinders wat baie skade gely het en dood is weens die gevare van die internet. Die BBC brei nie uit in hierdie berig oor watter gevare nie, maar ek dink dit maak vir my 100% sin dat dit mag gaan oor die misdaad en goed waaraan kinders blootgestel word, baie kinders wat hulle self ook om die lewe bring weens cyberbullies. Ek het nogal so 2 jaar gelede 'n storie vir Carte Blanche hieroor gedoen, hier in Suid-Afrika, waar kinders op apps wat 'n mens dink veilig is, of sosiale media, en ek praat van apps soos Eskom se Push, waar kinders uitgesoek word om sekere goeders te doen, want ons moet daai gemeenskap gespreksforums en so aan. So dis 'n absolute siek storie tot watter lengtes mense of misdadigers sal gaan om kinders by te kom. Ek dink is net weer 'n geleentheid vir bewusmaking om seker te maak jy weet waarmee jou kind besig is aanlyn. Alhoewel jy jou kind vertrou, maak nie saak hoe baie jou kind vertrou nie. Ek dink wees net daai ondersteuningsnetwerk, maak seker jy bou daai verhouding dat hulle oop en vry kan wees om met jou te gesels indien hulle ooit hulle self in die moeilikheid bevind. Ek dink dit is nogals net belangrik dat jy eens bewus is daarvan. Dan oor na ons boere. Daar is blykbaar 'n ding soos te veel reën in Suid-Afrika. Ja, dis eintlik ek lag nou vir die ironie, maar dit was laas jaar al 'n probleem wat boere eers oeste verloor het weens droogte en toe omdat dit te veel gereën het. En dit is nou weer die geval. Gaan kyk gerus na daai foto's wat in Charles Smith se berig. Hy self is 'n boer en die foto's wys eintlik maar duidelik en dit is 'n boer wat praat wat net sê, weet jy, ek is afgesny van my bure en my landerye is damme. So op van hierdie foto's sien jy waar die skapies so in die middel van op 'n eiland wat deur hierdie klomp reën gemaak is staan. Hulle het blykbaar 1200 mm reën al die seisoen gemeet en dit is 'n boer van Heilbron wat dit sê. Dit is verskriklik baie. So ja, dit is nie reën nie, haal dit ook. In Klokkelaan was dit glo spierwit onder die haal. So ek dink dat mense sien meer en meer die effek of die impak van klimaatsverandering, waar jy meer ekstreme weerstoestande gaan kry. Dit kom vinniger op mekaar, dit gebeur meer gereeld. Dit is eintlik maar net 'n absolute teken daarvan. Sjoe. Ja, dan oor na die buiteland waar Donald Trump nou vir Vladimir Putin waarsku. Trump vry nou duidelik minder na Vladimir Putin. Hy het gister, terwyl die Oekraïense president hier was, in Suid-Afrika was, het hulle net vinnig, het hulle sy besoek kort geknip, wat hy moes inraas teruggaan na sy eie land, omdat daar oornag 'n aanval op van Rusland af, of Rusland het oornag 'n aanval op hom geloods. En Trump het daaroor uitgevaar op sosiale media. Hy sê hy's nie gelukkig met die Russiese aanval op Kiev nie. Hy sê in sy taal, not necessary and very bad timing. En dit volg direk nadat hy vir Zelensky uitgetrap het, omdat die gepraat het oor 'n sekere stans van Oekraïne wat sê hulle sal nie toegee dat 'n sekere deel van Rusland deur Rusland besit word nie. So ja, dit of is nie 'n sekere deel van Rusland nie, maar wel Kiev, dat dit 'n Russiese stad is nie, hulle sal dit nie toegee nie. So ja, interessante wendinge daar in die Amerikaanse Withuis. Dis 'n direkte aanval op die hoofstad en nie op, hulle sê dis militêre posisies, maar dis in woonbuurte.
Daar's burgerlikes wat doodgaan in hierdie aanvalle. Dis asof iemand vuurpyle in Pretoria inskiet en sê onthou want die Unie-geboue is daar. Dit maak net nie sin nie. Dit maak nie sin nie, veral ook omdat daar op die oomblik, jy weet, hierdie gesprekke aan die gang is, dat daar gepraat word oor hierdie vredesverdrag en dit lyk nie regtig of Putin bekommerd is daaroor nie. En dan se laaste storie, 'n leeu word gered. Dis my mooi storie. 'n Eensame leeu van Nederland wat nou sy forever home gekry het hier in Suid-Afrika. Marula Media berig, hierdie 7-jarige leeu, hy heet Manny, is met groot moeite uit Nederland uit na Suid-Afrika toe gebring. AfriForum was deel van die proses en hy het veilig by sy nuwe tuiste naby die Skrikkloof Natuurreservaat naby Bella Bella aangekom. Die privaat reservaat is die tuiste van the Lions Foundation, waar leeu's wat uit aanhouding gered word, dan nou gebring word om te floreer. So hulle sal nooit weer kan teruggaan natuur toe nie. Hulle is in aanhouding gebore, maar ten minste het hulle hier meer van 'n vryheid. As ek sê natuur bedoel ek, maar jy weet, absoluut wilde lewe. Hulle gaan dit nooit hê nie, maar hier is die beste wat hulle gaan kry. En ek dink dis 'n fantastiese lewe. Want hy het nog nooit Bosveld gesien nie. En die berig vertel net, dis eintlik 'n mooi storie oor hoe hy aankom en dis vir die eerste keer die klomp bossies. Moet bieg. Hy lyk Nederlands daai leeu, hy het 'n blonde kuif. Ek moet sê sy hare lyk beter as myne op baie dae, sy maanhare. So ek was nogal beïndruk. Ek dink daar was 'n bietjie opgetouch voor hierdie fotosessie. Jana, baie dankie vir die saamgesels. Jy moet 'n heerlike naweek verder hê. Julle ook, dankie. Dis Jana Marks, bly gerus inskakel, net hierna gaan ons voort. Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future.